earth and heaven bow. Come join in the eternal song. Holy, holy, holy are you, Lord. All creation sings holy, holy, holy are you, Lord. So familie, terwyl elkeen sommer net hulle eie hart check waar ons is vir oggend. Hou net jou oë toe daar waar jy is. Soms vir ons om daai genesing, en ek praat nie van fisiese genesing, ek praat sommer nou van genesing oor geheel, terwyl elke oog toe is, moet ons soms ons ongeloof bely. En ons moet sê, Here, ek glo met 'n halwe teelepel dat hierdie gaan gebeur. Of ek glo glad nie dat hierdie kan verander nie. En ons moet bely en sê, Here, ek's jammer dat ek nie glo nie. Ek's jammer dat ek nie heeltemal glo dat U dit kan doen nie. Maar ek draai terug. En ek sê, U is dieselfde God. U is die geneesheer. U is die een wat bande breek. U is die een wat harte heel maak. U is die een wat enige brander, soos wat Marzet verduidelik het, stil maak. En miskien nog voordat ons in die woord indelf vanoggend, moet jy vir die Here vra, Here, vergewe my van my ongeloof. Maar Here, ek is so opnuut honger. Ek is so opnuut reg. Kom doen wat net U kan doen. So ek gaan nog so 'n minuut gee, dat net jy en die Here kan praat met mekaar. So Heilige Gees, kom breek vanoggend die lewende woord van God oop vir ons. Ons is nie hier vir die persoon langs ons nie. Ons is hier om met U te ontmoet, 'n soet ontmoeting te hê met U. Ons kom bid dat U die enigste God in hierdie plek is, dat Jesus wat aan die kruis gesterf het, ons redder is, en ons bely dat U Gees net so almagtig is, en in hierdie plek is, en binne elkeen van ons is, wat U kinders genoem word. Kom en doen wat net U kan doen vanoggend. Net wat U kan doen. In U heilige naam Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. Mens wens in oggende soos hierdie dat mens net kan die pause knoppie druk. En soos as jy 'n goeie fliek kyk en jy wil daai pause knoppie druk en jy soos August Rush is een van my gunsteling flieks en ek raak goed emosioneel in hom, maar dan moet ek so nou dan net pause en dan sê ek soos, hierdie trane of hierdie hartsgevoel is so eg, ek moet dit net bietjie koester, en vanoggend is een van daai oomblikke, ek wil net hierdie oomblik koester, en net sê, sure, God of revival, pause, kan ons net vir 30 minute stil sit, en net in awe wees van God of revival, want dit is die gevoel wat ek vanoggend het, en dit is kosbaar, Vir die wat my nie ken nie, ek het die voorreg om op staf te wees by Every Nation Mossel Bay, terwyl Albertus en Corinne eers met verlof was, en toe hulle by die GO Conference, die internasionale Every Nation konferensie, waar meer as 84 nasies bymekaar kom, waar kampusse van 1461 kampusse oor die wêreld, leiers stuur om bymekaar te kom,
verskillende kerkplante bymekaar kom om saam die Here te dien. Hulle was daar en ek is jaloers, al mag ek nie wees nie, maar hulle was in die Filippyne gewees, hulle kon die Go Conference bywoon en hulle kon verteenwoordigers wees van Every Nation Mosselbaai. En as Kenneth op staf en ek mag hier preek, is dit vir my 'n voorreg. Ek is die nuwe pa van 'n dogtertjie wat 4 maande en 2 weke oud is, Zoe, en die man van 1 vrou, Marley. En as jy hier uitbeweeg en jy draai links en jy gaan reguit na die moederskamer toe, sal jy hulle 2 daar vind. Hulle cuddle en is net te cute vir woorde en my hart smelt as ek net dink aan hulle 2. So dit is wie ek is en vanoggend het ek die voorreg om in my geestelike familie 'n amazing woord te deel. En ons is besig met 'n reeks wat genoem is Geplant. En as jy enigiets gemis het van Geplant, gaan luister op Spotify, gaan kyk dit op YouTube. Ek daag jou uit. Gaan volg dit, gaan luister die eerste 3, maar vanoggend bou nie op die voriges nie, maar in hierdie pragtige reeks van Geplant, kyk ons na geestelike dissiplines, wat ons meer en meer en meer soos Jesus laat lyk. En dit maak my opgewonde, want ek kan 'n TED Talk kyk, en ek kan meer soos die wêreld raak. Ek kan 10 mense op YouTube volg, en ek kan daai strome inkry van verskillende oorde af, en dit maak my in iets. Dit eintlik in effek, as ek kon disipel 'n werkwoord maak, dit disipel my om soos iets te begin lyk. En met hierdie reeks sê ons wil geplant wees, soos die psalmdigter sê in Psalm 1. Ons wil weet waar ons geplant is, waar ons water vandaan kom en waartoe ons op pad is. En ons wil gedisipel word om meer en meer soos Jesus te lyk. So, dit gesê, kom ons begin sommer weer by Psalm 1. Dit voel vir my gepas. Julle kan saamvolg op die bord, julle kan julle eie fone uitruk, julle kan in julle gunsteling vertaling van die Bybel lees. Psalm 1. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is soos die kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddeloses nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die gemeenskap van die regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddeloses lei tot ondergang. Amen. Daardie is die tema Psalm vir hierdie hele Geplant reeks. En dit is so mooi in vers 3 sê dit hy, die gelowige, so vers 1 en vers 3 link eintlik by mekaar. Jy kan vers 2 so 'n bietjie uithaal, so dof hom so klein bietjie uit. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Daai mens, hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Dis eintlik nogals mooi. Dis 'n verskriklike mooi prentjie om hierdie boom te sien, hierdie vrugte te sien, hierdie immergroen, dis 'n mooi woord, die immergroen blare. Alles wat hy doen is voorspoedig. Dis 'n mooi prentjie van 'n tuinier wat kyk na hierdie pragtige boom wat langs hierdie lewende water geplant is, nê. Wanneer ons kyk na die geestelike dissipline, soos wat Albertus gedoen het in die inleiding, toe het hy gepraat oor die woord van God, Driekus het gepraat oor gebed verlede week, en soos wat ons aangaan na 'n nuwe geestelike dissipline vanoggend, wil ek julle vertel van 'n baie interessante man. Voordat ek dit doen, wil ek weet, was iemand al in Spanje? Was iemand al in Barcelona? Okay, dan het ek dalk vir julle so ietsie. Ek wil vir julle graag vertel van 'n man met die naam Antoni Gaudí. Wie was al by 'n argitektuurstuk van Gaudí?
Enige iemand? Ek mag nie jaloers wees nie, maar ek wil so graag wees. Gaudi het 'n verskriklike reputasie om die mooiste argitektuur wonders te maak. Soveel so dat 10 van sy geboue wat hy ontwerp het, UNESCO erfenis status het. Dis hoe goed hierdie man was. Ek lees vir julle net so die synopsis. Daar was 'n plan gewees, die eerste ene, wat hulle gesê het, hulle gaan 'n kathedraal bou in Barcelona. Die oorspronklike argitek was baie goties in sy styl van argitektuur. Daai was die plan gewees. 'n Paar jaar later kan die mense nie meer hierdie plan volg nie en hulle sê, weg met jou plan, ons kort 'n nuwe argitek. Hulle stel vir Antoni Gaudi aan. Gaudi neem in 1883, sê vir die persoon langs jou 1883, ek kan nie so ver terug dink nie, ek weet nie wat het als gebeur toe nie. Gaudi neem die projek oor. Gaudi het 'n paar keer moes pause druk in hierdie projek en hy sê op hierdie gotiese model gaan hy iets nog meer significant maak en hulle noem dit La Sagrada Familia, the Sacred Family Cathedral. En die prentjies ontvou, jy kan sommer verbygaan na die volgendes toe. Wow. 'n paar keer pause gedruk. Die kruks van die saak, ons is in 2026 en hy is nog steeds nie klaar nie. Gaudi het wanneer hom oorgeneem? Wat het jou buurman vir jou gesê? 1883. Ons is in 2026. En hy is nog steeds nie klaar nie. Oeps. Sy plan was so groot, sy plan was so majestueus, sy plan was gegrond op skrif en elke liewe detail in daai gebou het 'n simboliek daarachter. Daar's die Jesus ster wat hulle vertrou om in hierdie jaar klaar te wees en hulle wil loods aan die einde van die jaar, dan kan hulle vir die eerste keer in geskiedenis sê dat Antoni Gaudi La Sagrada Familia voltooi het. Nou het ek vir jou 'n vraag en jy kan jou buurman gou vra, lewe Gaudi nog? Dit was nie 'n grap nie, ek's ernstig. As hy in 1883 die projek oorgeneem het, hy het nuwe planne opgetrek, hy het gesê, dankie vir die gotiese argitektuur, dit was oulik en mooi geweest, ek skrap dit, ek maak dit beter, ek maak dit groter, en ergens sterf hy, in 1926, sterf hy, en hy sê, maar hierdie projek gaan moet klaarkom. En daai planne gee hy oor, en hy sê, hier is vir die nuwe mens, die projek, met die presiese detail. Daai persoon het 10-1, 1926 is Gaudi oorlede. Daai projek moes so oorgegee wees, van kontrakteurs, procurement managers, die granietblaaie, die loodgietery, soos in the toilets, the plumbing, van die glasgietery, want dit is perfekte groot glasvensters, wat verskillende fasades van die kruisiging vertoonbeeld. Dit is 'n groot werk. 1883 tot 1926 is hy dood, 2026, ons is hier en ons hoop, glo, dink, hy mag dit al klaarmaak hierdie jaar. Gaudi sal dit klaarmaak. Wow! Dit wil ek eendag nog sien, as die Here my so wil sien, dat ek dit mag gaan sien. Maar hierdie een persoon het 'n span gehad, en hierdie span het dieselfde passie gedra van hierdie persoon, en hulle het net so oorgedra van generasie na generasie, en vandag hoop ons hy gaan dit klaarmaak. Daar is iets baie interessant uit hierdie twee prentjies uit Psalm 1 en ook uit hierdie Gaudi kathedraal. Die tuinier en die argitek begin met die eindproduk as hulle visie. Stem jy saam? As 'n tuinier vandag 'n appelkoesboom plant hy hom vir druiwe? Ja, hy smag aan 'n appelkoeskonfyt wat hy Desember vir almal gee as Kersgeskenkies. As die argitek begin, dink hy nie, ons gaan op so 3/4, gaan ons in plaas van die dak wat slaand, gaan ons hom afbreek en dan gaan ons die dak 'n spitsdakkie maak. Nee, die argitek dink aan die perfekte prentjie. Die tuinier dink aan daai pragtige boom wat langs lewende water is, waar daar gaan vrugte wees, waar daar gaan groen blare aan wees, en dit gaan doen wat hy moet doen. So hulle albei begin
met dieselfde eindproduk in sig. Hulle soek 'n eindproduk. In skrif is daar 2 sulke gevalle wat ons as Christene baie maklik afspeel. Die persoon betrokke het ook met die eindproduk in gedagte begin. En is nie altyd moeilik vir ons om hierdie skrifte te herroep nie, maar ons gaan kyk na Johannes 13, vers 5 en na vers 15 toe. En soos wat ons op pad is na Paasfees toe, gebeur die laaste maal, the Last Supper. En ons almal ken die Last Supper, né? Jesus weet wat vir hom voorlê. Hy weet dat dinge baie grootliks gaan verander. En hy sê, Johannes skryf in Johannes 13 vers 5, daarna het hy Jesus water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. So hulle is besig om te eet. Hulle is besig om saam te eet en met hierdie saam eet stop hy alles. Jesus wat weet wat vir hom voorlê en hy sê stop die volgende dis. Voordat iemand nog 'n bak neersit dat ons kan saam eet, hy sê stop. Jesus, 'n Jood, 'n rabbi, in hiërargie is dit soos 'n hoog. Hy sê nee, ek sal die kleed aanvat van die laagste slaaf, want niemand moet aan iemand se voete raak nie, sies. Jesus sê stop die ete. Hy haal sy kleed af, hy vou 'n nuwe handdoek rondom hom en hy sê ek gaan nou die slaaf word van die mense saam met wie ek eet. Hy's 'n Jood, hy's 'n rabbi. Hy kies vernedering. Hy kies die vorm van 'n slaaf en hy sê ek gaan dit doen vir elkeen van julle wat hier om my tafel sit. Die wat die naaste was aan my, sy naastes, die wat saam met die groep was, selfs die een wie hom bedrieg het. Sê ek gaan julle voete was. Op so 'n dag, soos daai etenstafeldag, is dit gesien as 'n heilige dag. En hy was nie bang om die sosiale norm te breek en te sê, maar ek sal die norm breek, want ek weet wat my pa my gevra het nie. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, hy het die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Vers 15. Want ek, Jesus, het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Sjoe. Ek praat net die nagmaal af nie. Ons gaan nou by die nagmaal kom, ons gaan nou by die ete kom. Maar wat hier gebeur het, hy sê, jy wil my disipel wees? Ek, as 'n God, gaan jou voete kom was. Ek gaan myself verneder tot die laagste sosiale norm wat daar is. Ek gaan jou voete kom was. Ek gaan nie vir die persoon langs my sê kom was hierdie persoon se voete nie. Ek gaan jou stowwige voete was. En hy sê, soos ek jou liefhet, so gee ek jou die voorbeeld. Soos ek aan julle gedoen het, moet julle ook so aan mekaar doen. Jo, ek weet nie van julle nie, maar dit is nogals 'n bloukie om te loop. Dit is nogals iets om te dink, dat hoe kan ons as mense in 2026 so 'n voorbeeld volg? Dit bring my dan by die punt wat sê, om geplant te wees in diensbaarheid, het 'n blou druk. As ons dink aan diensbaarheid, to serve, om geplant te wees in diensbaarheid, to be planted in service, het 'n blou druk. To be planted in service has a blueprint. What is our blueprint? Wat is die blou druk? Dood eenvoudig. Die volgende slide. Dood eenvoudig. In ons tyd en dag is ons met soveel dinge besig van die wêreld en ons almal moet wees. Ek moet my rekeninge betaal, okay? MTN gaan my foon afsny as ek hulle nie betaal nie. Enigiemand anders? Okay, jy het rekeninge om te betaal. Ek het 'n pasgebore baba, soms slaap baie, soms slaap min. Iemand met nuutgebore babas? Nog nie, okay, amper.
iemand met tienerkinders, iemand wat 'n kind deur skool moet sit, iemand wat 'n huislening moet betaal, iemand, ons kan aangaan. Ons almal het goed om te doen, maar om diensbaarheid uit die prentjie uit te haal, is nie goddelik nie. En in ons samelewing het ons ongelooflike goeie verskonings. So ek kan nie op 'n donderdag aand by gebed wees nie. Want my en my dogter se badtyd is my baie belangrik. So van 5:00 tot 8:00 is ek nie by die donderdag gebed nie. Maak dit my 'n beter of 'n slegter Christen? Moenie antwoord nie. Ek is bang. Moenie my gooi met klippe nie, sit die tomaties terug. Okay? Soms gaan ek 'n dalk bietjie met prys gee en sê, "Sjoe, ek het 'n honger, ek moet dalk bietjie daarby uitkom en ek gaan 'n opoffering moet maak om te sê, ek gaan bietjie by die gebed uitkom, want dit is my lekker, dit stig my." Maar soos wat ek hierdie een verskoning het, is daar verskriklik baie ander lokvalle en ons gaan net gou na 3 kyk. Hier's 3 algemene lokvalle in terme van diensbaarheid waar ek sê ek kan nie. Nommer 1, ek dien die mense wat ver van my is, nie die mense naby my nie. So ek gaan daar mense gaan help, maar ek gaan hierdie mense in my spar, die mense in my buurt, nee, iemand anders kyk na hulle, ek gaan daar gaan mense help. Nommer 2, ek kan nie iets merkwaardig genoeg doen nie. Ek kan nie iets merkwaardig genoeg doen nie. Nommer 3, om te dien kom net nie natuurlik vir my nie. Kom ons kyk, ons het 'n voorbeeld. Jesus se bloudruk, Jesus se voorbeeld. Wat het Jesus gedoen? Toe hy die voete was, het hy die vertrek verlaat en toe sy hy na die volgende buurt toe. Hy het saam met daai mense wat hy gesoog en gesweet het, gebid het, saam 'n pad gestap het, daai 12, het hy gesê, ek gaan julle voete was. Ons stap mos saam. So dien die mense wat naaste is aan jou. Dis wat Jesus gedoen het. Nommer 2, liefde lyk soos iets. Dis 'n werkwoord. 'n klein iets is ook iets. Something small is also something. Dit hoef nie merkwaardig te wees nie. Nommer 3, iets gaan gehoorsaamheid en opoffering kos. Dink julle Jesus moes iets opoffer? Dink julle Jesus moes gehoorsaam wees op daai punt? Definitief. My gehoorsaamheid gaan dalk nie soos Jesus in lyk nie, maar Zet se gehoorsaamheid en opoffering gaan nie soos myne lyk nie, gaan nie soos Johnny se lyk nie, gaan nie soos Johan se lyk nie, gaan nie soos Tian se lyk nie. Dit gaan anders lyk, want ons elkeen het 'n ander konteks waarin ons beweeg en leef. So hier's 'n harttoetsie vir elkeen van ons, net daar waar jy sit, ek gaan dit lees, maak jou oë toe. Neem ek net in, word ek net bedien, ontvang ek net. Die tweede vraag, of dra ek ook by? Gee ek, dien ek? Lyk my liefde soos iets? En net daar waar jy sit, vra vir die Here, Here, wie kan ek dien rondom my? Here, hoe lyk dit? Waar is daar nood en behoefte? Vertrou die Here. Net daar, dis net jy en die Here in hierdie volgende minuut. Neem ek net in, of dra ek ook by? En as jy dit nodig het, sê vir die Here, wys my waar ek kan dien, wys my waar ek kan bydra. Gestel Jesus het besluit, nee wat, hy gaan iemand anders aan die tafel kies en hy sê, jy was ons voete. En daarna sê hy, ek het nou vir julle die voorbeeld gegee, volg daai voorbeeld, wat gaan ons doen? Ons gaan vinger wys en ons gaan sê, dis jou werk. Dis jou plig, verskoon my van my vinger wys. Dis joune, jy moet dit doen. Nee, hy vat dit op homself en hy sê, ek. Jy het die voorbeeld gesien in my, doen soos ek julle gewys het. So as Jesus diensbaar was, hy het die disippels geleer om diensbaar te wees, bring dit my by die volgende baie belangrike punt, wat ook van toepassing is op hierdie vertoonbeelding van die laaste maal. Daar was gemeenskap. Hulle moes geplant wees in gemeenskap.
in hulle tyd en in hulle konteks, as jy nou regtig graag wil gaan oplees, kan jy gaan oplees oor die manier van hoe etes gedoen was en hoe mense moes uitnooi en mans en vrouens wat apart eet ensovoorts en so aan. Dis baie kultuurryk, verskriklik. Maar as ek jou na my tafel toe nooi, sê ek vir jou, ek vertrou jou so baie dat jy al my kos saam met my gaan eet. Ons gaan my kos deel. Daar's 'n vertrouensverband tussen ons. Jy kom eet saam met my by my huis. Hierdie mans het mekaar lief gehad, hierdie mans het mekaar soveel vertrou met hulle diepste, donkerste geheime, challenges, opvindings. Het jy sulke mense in jou lewe? Ek weet as ek deur 'n paar dinge gaan, het ek 'n paar broers en ek en my vrou het 'n paar couples na wie ons toe draai en ons moet sê, dinge gaan taaf. X, Y en Z gaan aan. Soms wil ons net 'n klankbord hê. Ons soek nie antwoorde nie. Ons wil net sê, hierdie 3 goed gaan aan. Bid saam met my. Soms sê ons soek antwoorde. Vas en bid saam. Ek weet nie wat die antwoord is nie. Ons moet voor Vrydag 'n besluit neem. Ons het gemeenskap nodig. Bid saam. Soos ons sê, help Here, maar ons weet fellowship is ook help Here oomblikke. Want dit is hoekom die mense saam met Jesus geëet het. Hulle was vir hom lief, hy was lief vir hulle. In hierdie tyd om hierdie tafel met wie ook al jy lief is, of dit nou 3 mense is, 12 mense is of 100 mense is, sê ons vir mekaar dat dit simbolies is van hoe God vir ons sê ons moet mekaar dien. Want glo dit of nie, God het gemeenskap geskep. What? Amerika se statistiek op hierdie tyd, op hierdie dag, sê dat meer as 61%, nou vriende, dis meer as helfte. Meer as helfte van jongvolwassenes vandag in Amerika het 'n siekte, alleenheid. Nou hier maak my brein dit nie lekker saamsin nie, as God ons geskep het vir gemeenskap, en ons moet in gemeenskap wees soos Jesus met sy disippels geëet het, en dit is ons blauwdruk wat ek en jy moet volg, dan vra ek myself, hoe is dit dat meer as die helfte van 'n populasiegroep, jongvolwassenes, aan eensaamheid siek is? Dis 'n moeilike konsep om te grapple mee. Hier's 'n uittreksel van 'n teoloog, Dr. Joseph Hellerman. Ek het dit nie vertaal nie, so bear with me. Spiritual formation occurs primarily in the context of community. Persons who remain contented with their brothers and sisters in the local church almost invariably grow in self-understanding. And they mature in their ability to relate in healthy ways to God and to their fellow human beings. This is especially the case for those courageous Christians who stick it out through the often messy process of interpersonal discord and conflict resolution. Long-term interpersonal relationships are the crucible of genuine progress in the Christian life. People who stay, grow. People who leave, do not grow. Ouch of amen. Dit was my ouch. Dit was my ouch. Ek was al deel van die go mense. People who leave, do not grow. Ek was al deel van daai mense. Maar dan kan ek nie ewe skielik die vrug wil hê van Psalm 1 en sê, maar ek soek die eindprentjie nie. Ek soek nie daai sappige strawberry, die ander enetjie wat so 'n bietjie suur is, dis nie vir my nie, spoeg hom uit. Gaan aan. 'n Illustrasie wat ek baie graag gebruik van hierdie spesifieke spiritual formation in community, is om te dink, ek gaan na Steers toe, kerk A, Steers, ek koop slapchips by Steers. Ek vat daai slapchips en ek gaan koop by McDonald's Roomhuis, en ek gaan na Debonair's toe en ek gaan koop pizza, en ek gaan na Hussar Grill toe in Maasstraat, en ek gaan eet 'n steak, maar ek gaan betaal vir McDonald's by Hussar Grill, en ek gaan praat by Debonair's oor Steers se slegte chips, en ek gaan na die viswinkel toe waar ek by ek nie was nie, en ek gaan sê die steak sak. Want ek commit nie om te stiek nie. Wat gebeur as ek commit om te stiek? Ek en Marzette te uitval, hypoteties. En ek sê vir haar, ek dink nie dit is mooi hoe ons met mekaar hieroor gepraat het nie,
Maar ek het hierdie ding binne my wat gesê het, ons is 'n geestelike familie, ons gaan hierdeur moet praat. So Marley, Kenneth, Nick, Marzette, kom ons praat hierdie ding deur. Ewe skielik as ons deur daai ding gepraat het, is ons verhouding ewe skielik dieper. Dis baie soos biologiese familie. Wie het daai biologiese familie wat jy nie graag mee wil praat nie? Dis kerk, julle mag nie lieg nie, né? My hand is ook oop net vir die recording. So, geestelike familie is baie dieselfde. Gaan daar konflik kom? Ja. Is daar 'n ideale kerk? Nee. Is familie stikkie en morsig? Ja? Ja. So daar is 'n paar lokvalle wat ons probeer weerhou van hierdie perfekte manier wat God ons gemaak het, want God sê, van Genesis af, ek maak gemeenskap. Ek maak Adam is alleen, ek maak Eva, hulle moet gemeenskap hê. Ek het hulle in die tuin van Eden, sodat hulle met my gemeenskap het. Hulle het met God 'n verhouding. Later gaan dit aan en aan en aan, spring na die Nuwe Testament toe, ons Messias kom, Jesus maak ons een. Paasfees gebeur, die dag van Pinkster gebeur, die Heilige Gees is daar. Nou het ek die Heilige Gees, jy die Heilige Gees, en ek sê, help Here, en ek hoor nie die Here nie. By wie hoor ek die Here? Want as die Heilige Gees van die Almagtige God met jou praat, en jy is om my tafel, en ek sê, help Here met ABC, sê Toby vir my, maar ek het ABC so hanteer, en God het vir my so deurgekom. Ewe skielik het die Heilige Gees deur Toby gewerk. Kan julle sien hoe onlogies dit is dat ons in die eensaamste tyd van humanity is? Want ons is geroep om op te staan as Christene, soos ons gesing het in God of Revival. Hier is 'n paar algemene lokvalle. Die eerste ene, ek pas nie in nie. Nommer 2, my ideale gemeenskap bestaan nie. Nommer 3, ek het nie tyd nie. Kom ons kyk na Jesus se bloudruk oor gemeenskap. Nommer 1, redding het 'n plek geskep vir ons om te hoort. So toe ons wedergebore geraak het dit gesê, nou is ons almal dieselfde, nou is jy my boetie en jy is my sussie. So nou is ons actually op 'n plek om te hoort, so dit hoef nie 'n inpas ding te wees nie. Nommer 2, wees deel van opregte gemeenskap. Dis 'n aktiwiteit, dis 'n aktiewe ding, wees deel van opregte gemeenskap. Nommer 3, God het ons geskape vir gemeenskap, soos wat ek al gesê het. So hier is vir ons 'n harttoets, oor hoe om geplant te wees in gemeenskap. Net vir jou en jouself, want ons wil meer soos Jesus lyk. Vra ons die vraag af, is ek aktief deel van my gemeenskap? Ek wil soos Jesus wees, ek wil meer en meer soos hy word. Ons vra die vraag af, wie is my 3 mense? Of wie is my 12 mense rondom ons? So as ons deel gevorm het nou van geplant in diensbaarheid, ons is geplant in gemeenskap van gelowiges. Wat staan ons dan te doen? In 1 Petrus 2 vers 6 tot 7 is dit geskryf, daarom staan dit ook in skrif, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen. En die wat aan hom glo sal nooit beskaam word nie. Almal sê nooit. En die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Wie is hierdie hoeksteenrots? Jesus. So Jesus as die hoeksteen, volg ons, wil ons meer soos hom word. Hy het aarde toe gekom, ons gaan in Paasfees in, ons gaan by Pinkster dit vier. Maar Jesus die hoeksteen, soos in hierdie fotootjie vertoonbeeld,
As daai hoeksteen uit plek uit is, as daai hoeksteen, in Engels sê ons it's level and it's plumb, as dit nie loodreg en level is nie, vergewe my, dan gaan die hele gebou bietjie staan, of leun, of in mekaar intuimel. So die argitek se plan gaan nie sin maak nie, maar hier kom Jesus en hy sê, ek is hier en ek is die hoeksteen. Dis geprofeteer deur Jesaja, dit is in die Psalms, dit is oral in skrif dat Jesus ons hoeksteen is. God het nie 'n plan B vir mensdom nie. Ek en jy is daai plan. Die kerk is die plan. So as ons die gees het en die geplant van diensbaarheid, die geplant in gemeenskap, en ons sê ons is soos Jesus en ons wil voortgaan, dan sê ons maar, ek en jy, familie, is dan die kerk. In Matteus 16 vers 18, ons almal ken hierdie, en ek, Jesus, sê ook vir jou, jy Petrus, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dis 'n belofte. Die poorte van die doderyk sal nie dit oorweldig nie. Dis beautiful. So God sê, ek maak jy vir gemeenskap. Jesus gee vir ons die voorbeeld, die bloudruk van hoe gemeenskap lyk, hoe diensbaarheid lyk, wat ons kan doen, hoe ons dit kan doen. Hy sê, hier is die hoeksteen, my seun, Jesus Christus. Jesus Christus is die hoof van die kerk, ensovoorts en so meer. En hy sê, julle gaan die kerk vorentoe vat. Julle gaan hom verder opbou. Jesus bly die hoof en dit bly my kerk, maar julle is die aktiewe bestanddeel. Vir die wat in Purple Book was, ek's jammer, daar's 'n paar oorvleelings oor hierdie kerktema, maar dit is asof ek hierdie goeie nuus het en hierdie lewende baksteen, en ek weet ek's besig om te sterf, en ek sê vir Jolanda, om die tafel, hierdie briljante plan gaan my oorleef, maar hier sê, en ek gaan sterf. En Jolanda sit met hierdie selfde lewende steen, sy sê soos, Ruben, hier's die lewende steen, en Jolanda sterf af. En Ruben sê, Hendrik, hier's die lewende steen, en dit gaan aan, en dit gaan aan, en dit gaan aan. Want wie voel soms in hierdie lewe, dat daar 'n hopeloosheid hang? Okay? Daar's oorlog in die Midde-Ooste, die petrolprys gaan, die inflasie is nie wat inflasie was nie, as gevolg van al hierdie goed, die kinders se skoolfonds, die MTN-rekening. Maar as ons oë fokus op die Jesus, wat die hoeksteen is, en hy sê vir ons dat die doderyk, die poorte van die doderyk, dit nie sal oorweldig nie, is my geloof in Jesus. Ek weet nie van jou nie, want as ek in hierdie hopelose nuusberou moet aanskraal, as ek moet dink aan 'n dogter groot te maak in hierdie inverted commas, goddelose wêreld, dan is ek sommer al klaar moeg net om daaroor te dink. Dan sê ek so, ek sien nie kans hiervoor nie. Maar met Jesus sê ek, as dit sy belofte is, sal ek voortgaan. As dit die argitekplan is, Gaudi se plan was so mooi. Ek is 'n sucker vir die kunste. Gaudi se plan van La Sagrada Familia is beautiful, ek wil dit sien. Maar soveel te meer wil ek sien dat die kerk van Christus aktief is, diensbaar is, vol hoop is, en hierdie lewende steen van die evangelie sê, waartoe gaan ek volgende? Every Nation se getuienis, ek het dit verkeerd gehad tot en met ek preekvoorbereiding gedoen het, 'n jaar terug het ek dit opgelees, toe is ons 1360 kampusbedieninge. Nou is ons op 1460 kampusbedieninge. In 1 jaar is daar 100 kampusbedieninge meer. In plaas van 81 nasies is ons in 84 nasies, 3 nasies meer. Familie, besef julle dat ons met 'n lewende evangelie sit? Ek en jy is deel van 'n groot globale kerk, en ons, dis nie ek of jy nie, die ons is besig om vorentoe te druk. Want die belofte van Jesus staan in Matteus 16:18, ek sal my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Die tuinier, die boom, die vrugte, my vrugte, jou vrugte, ons vrugte, Jesus wat die disippels se voete was, Gaudi se argitekplan. Wat is ons uitdaging dan vandag? Wat is ons uitdaging? So ek het hier 4
Maar ek vertrou dat die Heilige Gees vir julle gaan aksiepunte gee. Ek wil 'n uitdaging hê om meer soos Jesus te wees. Nommer 1, dien die naaste mense aan jou. Jou gesin, jou bure. Dit kan letterlik so maklik wees om te observeer dat iemand 'n slegte dag het en te sê, "Jo, wat gaan aan vandag?" Sonder antwoord, sonder 'n versie, want daai vertrouensverhouding moet kan begin bou. Dit kan so maklik wees om 'n koppie koffie vir iemand te maak, want gewoonlik word jy die koffie voorgebring en nou maak jy die koffie, turning the tables a bit. Want dit is hoe om te dien. Nommer 2, begin klein. Iets merkwaardig is om te luister. Iets merkwaardig is om te praat. Iets merkwaardig is om net 'n WhatsApp te stuur. En dit kan letterlik iemand se lewe red. Nommer 3, wees aktief deel van 'n gemeenskap. Wees jou 3, wees jou 12. Manne Maandag het afgeskop in die gemeente, daar was een in Januarie, daar was een in Februarie. Dit is amazing om te sien hoe honger mans is vir gemeenskap. 3 by 3's, ag asseblief, ons is 5 in 'n groep, ons wil nie stil bly nie. Ons wil nie, die tyd is te min. Want ons is honger vir gemeenskap. Dames, ek glo julle is ook honger vir gemeenskap. Ek kan net getuig van die manne Maandag. Nommer 4, maak tyd om deel te wees. So familie, alhoewel die Gaudi prentjie baie mooi is, alhoewel Psalm 1 se boom van die regverdiges wat diep wortels dra, strome van water wat hy opneem, vrugte dra vir die mense rondom. Alhoewel al daai goed mooi en reg is, vra ek vir jou, watter tipe kerk wil ons wees? Wil ons 'n kerk wees wat verandering praat? Wil ons 'n kerk wees wat verandering bring? Want van 11 jaar gelede toe die Here vir my hierdie woord en waarheid gee om te sê, wees deel, aktief deel, nie 'n benchwarmer player 23 nie, wees deel. Kry jou in rad en wees deel. Hou op by steers gaan kritiseer en by debonaires betaal, wees deel. Te danke aan 11 jaar se geestelike familie, is ek waar ek is vandag. Deur dode, selfmoorde, dwelmverslawings, familie, want dit is die kosbare juweel wat ons het, om die kerk van Christus te wees. Dat ons mekaar kan dra, dat ons vir mekaar kan lief wees, sodat die mense daar buite kan sien, "Sjoe, hierdie mense is anders." Weet jy wat dit is? Maar hierdie mense is anders en ek wil deel wees. Ek gaan my Woensdag aand opoffer, want weet jy wat, ek wil deel wees van daai groepie. Connect groups, wat se connect groep? Ons gee om vir mekaar, ons eet saam, ons bid saam, ons soeg, sweet, huil saam, ons jubel saam. Ek gaan my Woensdag aand gee. Hoekom? Dit is Jesus se blueprint. Die kerk van Jesus sal staan. En dit is bemoedigend. In 'n goddelose era, in 'n alleen era. So, ek nooi jou uit. Don't miss out. Die prentjies is mooi, al die goedjies is mooi, maar kom ons wees deel van 'n kerk wat ons van wil aktief betrokke wees. Dat ons kan sien die mense rondom ons verander as gevolg van Jesus en die evangelie. So net daar waar ons sit, gaan ons net afsluit in gebed. Here Jesus, dankie dat U vir ons die bloudruk gee. Dankie dat U woord waarheid is. Jesus, soos wat ons gehoor het oor om geplant te wees in diensbaarheid, om geplant te wees in gemeenskap, vra ons dat U Heilige Gees ons nou in hierdie oomblik kom wys waar ons wat kan doen of met wie kan connect. U is 'n God van kreatiwiteit en ons vra kom gee vir ons kreatiewe maniere om liefde te betoon vir die mense rondom ons. U is die God wat gemeenskap begin het, geskep het. Kom gee vir ons die boldness, die courage om deel te wees, Vader, van 'n gemeenskap. En Here, soos wat ons weet, hierdie gemeenskap is nie net 'n social club nie.
Dis nie 'n social club nie, maar ons wil vorentoe beweeg. Kom vra ons Vader, soos dit die belofte is, bou u kerk, Vader. Bou u die kerk. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons vat daai skrif ter harte vanoggend. Wees saam met ons, lei ons. En hier in jou eie hart, waar jy sit vanoggend, familie, sê vir die Here, I'm sticking and I want to grow. Of jy sê, I want to stick, but I don't know how. I want to be of service, but I don't know how. Here, u ken u kinders. U het al die antwoorde. Skrif sê ons moet vra vir wysheid en u sal dit vir ons gee. Here, kom bou u kerk. Kom maak ons hande gereed, kom maak ons harte oop. En dankie dat ons kan deel wees van die glorious plan. Die beste plan. Wat hoop gee vir die wêreld daar buite. In U naam Jesus. Amen en amen.